En dit is 'n uitroep tot die Here, dat hy hoor wat ons vir hom wil sê, of wat ons vir hom vra. En in die fotum vra ons dat die Here ons hoor, en dat hy aandag gee. En as ons klaar gepraat het, as ek klaar die fotum gelees het, dan antwoord die Here ons deur 'n seëngroet. So kom ons word net 'n oomblik stil, en dan gaan ek vir ons die fotum lees. Hoe kan 'n jong mens 'n skoon lewe lei? Deur sy lewe in te rig volgens u woord. Met my hele hart soek ek u, moenie dat ek afdwaal van u gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sou sondig nie. Geseënd is u, o Here, leer my u voorskrifte. Die bepalings van u mond het ek met my lippe bekend gemaak. In u voorwaardes het ek my verlustig, soos 'n mens bly is oor rykdom. Ek wil oor u bevele nadink en let op u weë. Ek sal my verbly in u voorskrifte en u woord nie vergeet nie. Here, lei ons in u woord, sodat ons u kan ken. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, wat elkeen van ons roep. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, wat gesê het, laat die kindertjies na my toe kom. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat elkeen van ons tot kinders van God maak. Ontvang vanoggend die genade, die vrede en die liefde van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Voor ons begin sing, wil ek gou net, ek gaan so lank afkom onder toe. Wil ek gou met die ouers praat. Is dit okay as ek hier onder staan? Gaan die klank alright wees? Alright. Kan ek maar hier staan? Is julle okay daarmee? Alright. Voor ek met die kinders begin praat, wil ek eers met die ouers praat. Die ouers moet kom ons sê so, wat is beter vir 'n gemeente? Dat daar kindertjies in die diens is wat raas, of dat 'n diens doodstil is? Sê weer, maklik om te antwoord as jy kinders het, nee. In Dispatch was daar 'n predikant van 'n ander gemeente, nie die enige waar ek was nie, hy het altyd gesê, as julle sou dit dalk nou beter weet, nee, maar as 'n boer met skape boer, en daar's nie klein skapies nie, dan het hy 'n probleem. Nee, in 'n gemeente is dieselfde, as daar nie kindertjies in die gemeente is nie, dan het die gemeente 'n probleem. So julle, wat hierso sit, en ek sien hierso is ook 'n klompie wat hier sit, as ons nie julle kinders in die gemeente het nie, het ons 'n probleem. Nee, stem julle saam. Nee, julle is die toekoms van die gemeente. En dit is belangrik om julle in die kerk te hê. So vir die ouers, en vir van die ouer persone wil ek sê, kom ons skep 'n ruimte waar kinders gemaklik kan wees in die kerk. Ek het al gesien, en daar agter sit Maxie met ons eie 2, in Dispatch het ons hulle kinderkerk toe gevat, want julle moet verstaan, vir ander kinders is ek die dominee, maar vir hulle is ek pappa. So hulle kom vorentoe. Nee, hulle worry nie. En dit maak dat baie keer bietjie sterend is. Maar nou, dis beter vir ons om kinders in die gemeente te hê en kinders in die diens te hê, al beweeg hulle rond, wees gemaklik met hulle wat rond beweeg. Dit is deel van die kultuur. Kinders moet leer om kerk toe te gaan. Want kinders wat nie kerk toe gaan nie, word tieners wat nie kerk toe gaan nie, word groot mense wat nie kerk toe gaan nie. Nee, stem julle saam. Wie, jy verjaar, wat die enetjie wil jy? Jy? Ook die visie. Okay, dis reg. En dan, vir die ouers wil ek ook sê, veral met kleiner kindertjies, ons het dit nou self gesien, toe, voor ons kinders, as ons iewers heen gegaan het, dan gryp ek my beursie en my sleutel, dan gat ek. Maar as jy nou kinders het, dan moet die doekesak gepak wees, dan moet 'n bottel wees, dan moet ekstra klere wees, en so in plaas van dat jy net uit die huis uit hardloop, vat dit jou 'n halfuur. Nee, en ek het al gesien hoe, as kinders begin woelig raak, hoe ongemaklik raak ouers, hoe bang is hulle stres ander mense op, en die kinders steur die diens. So vir julle wil ek ook sê, ontspan. Julle het 'n baie, baie belangrike rol in die kinders se lewe. Julle is vir hulle 'n voorbeeld, nee. Julle uitleef van julle verhouding met die Here speel 'n rol in hoe hulle die Here leer ken en hoe hulle verhouding met die Here uitleef. Okay, maak dit sin? Okay, so
ek weet regtig nie hoe dit in die verlede hier was nie, en hoe kinderdienste gedoen is nie, so vandag gaan ek nou maar dit doen soos wat ek dink. En as dit nie reg is nie, dan sal ons leer vorentoe. Alright, en as dit okay is, dan gaan ons aan so. Alright, nou kom ons gaan begin deur 2 liedjies te sing. Ek kan nou nie onthou wat is die eerste ene nie, maar ons gaan 2 liedjies direk na mekaar. O, iets sit voor my. Ek is bly ek ken vir Jesus, en dan daarna maak my nou stil, Heer. Kom ons staan en gaan ons saam sing. Kom voor ons begin. Kom ons sluit ons oë. Genadige God, wat 'n voorreg om vanoggend hier bymekaar te wees, waar ons gaan praat oor die woord, wil ek vra dat U ons harte sal oopmaak. Gee vir ons 'n passie en 'n honger vir die woord, en laat die Gees ons lei in hierdie gesprek vanoggend, maar ook wanneer ons tyd in die woord spandeer. Ons wil U vanoggend die geleentheid gee om in ons lewens en ons harte en ons gedagtes te werk. Mag ons, hoe ons U woord uitleef, U ook verheerlik. Amen. Ek wil gou 'n paar volonteërs hê. 'n Paar vrywilligers, wie sien kans om vorentoe te sê, kom maar vorentoe. Ek soek 'n paar ouer mense ook. Daarbo. Dis nou waar jy begin worry as ek jou naam nou al kan onthou, dan as ek kom staan daar ry, kom ek soek nog ouer mense. Kom een van die matrieks. Wie sou jy kom? Kom jy, kom. Nou soek ek bejaarde mense. Wie gaan vir ons? Oom Dries? As hy nog so, wie kan ons nog kry? Hierdie kant? Nee, so enige. Okay, hoe bejaard vra dit dan nie? Kom ons sê, middelmatig bejaard, is daar nog mense? Wat nie te oud is en nie te jonk is nie, wie sien kans? So, sien ek. Ag, wil jy nie vir ons kom nie? As hy Johannes, en agter Johannes, ek het eintlik vir agter jou gekyk, wil jy kom? Kom, okay. Alright, ons gaan nou, ek wil nog een persoon hê, kom ons wie, Asy, kom vir ons, Asy. Dankie. Kom ons kyk of ons 'n reguit lyn kan maak, né? Kom ons gaan hulle 'n bietjie meng, né? Johannes sê, hy vir my meer daai kant toe staan, Tannie ook 'n bietjie meer daai kant toe, dan sit ons vir jou hier in, né? So, gaan jy vir my hier kom staan? Daar sy. So. Daar sy. Nou, ek gaan 'n storie begin vertel. Okay, en as ek ophou, dan gaan jy verder. En as jy ophou, gaan jy verder. As jy ophou, gaan jy verder. Okay, julle verstaan nou, nee. En dan kyk ons waar kom ons storie uit. Is dit reg? Okay. Toe ek afloop in die straat, toe sien ek 'n hond met 3 bene. O, jy het skielik 'n mikrofoon nodig. Ekskuus. Daar's hy. Toe ek afloop in die straat, sien ek 'n hond met 3 bene. Die hond het 'n gebrek aan 'n sterk gehad. Okay. Hy is bruin. Okay, 'n breinhond. Met 'n maatjie met 'n krakkers. Okay. Die 2 honde was op pad. Die kat en die hond was op pad om vleis te steel by die slaghuis. Die slaghuis het geskuif en hulle het nie geweet nie. Vertel vir ons wat het die hondjie gemaak? Wil jy nie vertel nie? Okay, ons gaan jou oorslaan. Okay, maar jy kan maar net hier so bly. Bly maar net hier. Okay. Kom kry vir jou sweetie. Ook nie, okay. Alright. Toe kom daar 'n meisie wat vir die hond en die kat vleis gegee het. Die vleis was plastiek. Die hond en die kat het gepaard geword en weggehardloop. Toe kom hulle vriendin en die tannie op. En toe besluit hierdie tannie, sy gaan nou nie dat opvreet nie.
En sy gryp die hond en ons gaan saam huis toe en sy versorg hom daarso, maar toe hou haar man nie daarvan nie. Want hy was 'n heerlike ou met 'n grys baard. Maar toe besluit hy maar hy hou in elk geval nou van die tan, omdat hy sê van die honde en katte hou gee alles bietjie. Okay. Verstaan julle die oefening? Nee, was dit maklik om 'n storie te vertel wat iemand anders begin het? Was dit nie maklik nie? En het julle geweet waar die storie gaan eindig? Nee. En hoe het jy gevoel as iemand anders voor jou iets sê wat jy nie verwag het nie? Moet bietjie dink, nee. Dit was bietjie onverwags. Nee, okay. Julle kan vir my gaan sit. Ek gaan nou sê hoekom ek dit gedoen het. Baie dankie, hoor. Kry maar vir jou. Daar sê. Goed. Hoekom het ons die oefening gedoen? Dit sê vir ons iets van hoe die Bybel geskryf is, nee. Verskillende ouderdomme, mense uit verskillende agtergronde en verskillende tye. Okay, so ek gaan 'n bietjie vir julle vertel, waar kom die Bybel vandaan, hoe het hy ontstaan, en dan gaan ons so 'n bietjie kyk na, wat is die doel van die Bybel, is dit reg? Okay, maak dit sin? Nou, voor ek nou aangaan, dat ek net kyk, waar wil ek begin? Okay, kom ons sê gou-gou, wie weet hoeveel mense het die Bybel geskryf? Wat 'n raai? Wie wil raai? Meer as 40 mense. En party boeke, soos Dawid. Soos die Psalms, ons het in die verlede gesê dat die Psalms is deur Dawid geskryf, maar as jy gaan kyk, dan sê hy is 'n Psalm van Asaf en 'n Psalm van die en party Psalms weet ons nie. En Jesaja is op 3 verskillende tydperke geskryf. So aanvanklik is daar gesê Jesaja, en dan sê hulle een van Jesaja se volgelinge, en dan na die einde toe is dit dalk Jesaja skool. So 'n klomp mense wat Jesaja gevolg het en deur Jesaja beïnvloed is, wat verder geskryf het aan die boek Jesaja. Okay, so ten minste 40 mense, maar dit kan meer wees. Okay, nou het julle gesien hoe moeilik is dit as 'n paar van ons in 'n ry staan en 'n storie vertel. As dit meer as 40 is, hoeveel boeke het die Bybel? Dit is dalk 'n bietjie makliker een. Julle moet weet, maar julle weet nie. Wat het jy gesê? Okay, jy is amper daar, 66. Okay, maar nou, die Bybel bestaan uit 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Waarvoor staan testament? Ken julle? Yes. Kwartaal. Amper. Okay, dis nie heeltemal kwartaal nie, jy kan seker sê kwartaal, maar dit gaan eintlik oor 'n verbond of 'n ooreenkoms. Okay? So die Ou Testament is die ou ooreenkoms wat ons sal eendag bietjie daaroor gesels. Die Nuwe Testament gaan oor 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbond. Nou sê vir my, oor hoe lank tydperk is die Bybel geskryf? Wie wil raai? Hierso? 200 jaar, okay. Gaan jy 'n bietjie hoor? Wie sê meer as 200 jaar? Daar? Nog hoor? 500, nog hoor? Nog hoor? Bietjie minder. 6000? Baie minder. OK. 1500 jaar. OK, so oor 'n tydperk van 1500 jaar. Nou, amper, wie is die oudste persoon hier? Mag ek dit vra? Nee? Wie is bereid om te sê hulle dink hulle is die oudste? Okay. Kom ek is dit moeilik. Is dit hoe
Okay, kom ek gaan nou gaan ek nie tannie se ouderdom vra nie, né? Maar hoe verskil die manier wat ons vandag praat van toe tannie 'n kind was? Is dit baie verskillend? Okay, meer storie gewys. En het woorde bietjie begin verskil. Betekenis. Okay. En het julle agterkom van die ouer mense gebruik woorde wat ons nie ken nie, wat ons nie verstaan nie. Okay. So en dit is oor 'n tydperk van 60, 70, 80 jaar. Nou, kan julle dink as jy 1500 jaar terugdink aan hoe die taal geskryf was, hoe anders is dit as vandag? Toe die Jan van Riebeeck hier aangekom het, né? Toe het hulle Nederlands gepraat en Frans en Duits, né? En toe Afrikaans daaruit ontstaan uit hierdie klomp tale wat so bietjie gemeng het, né? Dis ek reg. Nou hoor ek hulle sê nog bietjie Khoisan, weet ek my vrou vir my nie sê vir die kinders nie. Vir die kinders. O, okay. So die taal het ontwikkel, né? Nou as jy nou kyk daarbo, gaan nou hoeveel is dit by die 3 prentjies of is nog een aan die begin? Die prentjies. Okay. Gaan gou net na die volgende een toe. Okay, gaan weer na die eerste een toe. Okay, nou het ek my so 'n bietjie self gevang. Ek kan nie onthou watter een is hierdie nie. In die begin, né, toe hulle die Bybel geskryf het hulle dit was watter taal Jesus gepraat? Kom ek vra eers so. Hebreëus. Wie sê Hebreëus? Okay. Ja, en nog, hy sê eintlik meer die ander ene. Nee, Grieks is 'n bietjie later. Nog? Hier? Nee, nie Nederlands nie. Alles. Okay, ek dink hy verstaan al die tale, maar toe Jesus op die aarde was, het hy Aramees gepraat. Okay. Nou, as jy nou hierdie prentjies kyk, ek dink ek het eers Aramees opgesit. Staan daar so. Okay, so dis hoe die Bybel toe hy geskryf is, né, of van die Ou Testamentiese gedeeltes, het so gelyk. Sien julle onder dit is daar kolletjies en streepies. Nee. Dit is die vokale in Hebreëus. Maar aan die begin, toe Hebreëus nog baie nuut was en hulle net begin skryf het, was daar nie kolletjies en streepies nie. En daar was ook nie spasies. En sien julle daar's nou spasies. Nee, die kolletjies en streepies is die vokale wat ek dink hier is Aramees. As ek na die kolletjies en streepies kyk, lyk dit vir my bietjie anders, né? So kan jy dink as ons nou vir jou 'n boek gee en dis net konsonante, né, sonder vokale, sonder spasies, sonder paragrawe, sal jy dit kan lees? Nee, dis 'n bietjie moeilik, né? So wat het hulle gedoen? Hulle het later gegaan en die woorde bietjie gespasieer en kolletjies en streepies gemaak wat hulle ingesit het om vokale te maak. Okay, so daai is, ek dink hier is Aramees, Andrei gaan gou na die volgende enetjie toe. Ja, hierdie is Hebreëus, nie, daar lyk hulle bietjie nader aan mekaar. Nee. En dit was die Ou Testament. O, ekskuus. Ek dog nog ek staan uit die pad uit. Okay. En dan die volgende enetjie. Dis Grieks. Okay, so in die tyd na Jesus, die Nuwe Testamentiese briewe is geskryf in Grieks. So julle kan sien dit lyk bietjie anders. So nou as jy oor die jare nou die Bybel lees, nee, of kom ons sê nou in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dink julle dit was moeilik of maklik om te verstaan wat geskryf is? Was maar 'n uitdaging, né? Dink julle nie so nie? Nou toe, later aan, kan nou nie onthou wanneer Martin Luther geleef het nie, in die 500 en iets, né? Het hy gegaan en hy het die Bybel vertaal na Duits toe en is later weer vertaal na Engels en Afrikaans en die ander vertalings. So dit is amper al die tale het vandag 'n vertaling van die Bybel. Hier en daar is daar nou nog van die taalgroepe wat in 'n baie klein minderheid is wat nog steeds aan vertalings werk, maar dit is hoe die Bybel gelyk het aan die begin.
So julle kan sien, dit is bietjie moeilik, nee. Nou, toe ouma 'n kind was, sou sy geweet het wat sy selfoon. Nee, weet julle wat is 'n tape? 'n Tapespeler. Ken julle 'n tapespeler? Daar's eenetjie. Ja, ken julle 'n tapespeler? Okay. Nie die kleintjies nie, nee. Nee, vir 'n video, nee. Dis hoe tyd verander het. So julle weet van die goede nie, ek moes eintlik iets gebring het, nee. Maar ek het ook net meer iets in my huis wat ek dink so oud is nie. Julle sal van die goed nie meer weet hoe werk dit nie, nee. En nou as jy kyk na toe die Bybel begin skryf, is dit 1500 jaar tot hy klaar geskryf is, 1500 jaar later, hoe dink jy die tyd verander? En die wêreld verander? En die Bybel is geskryf in sê my Midde-Ooste, in Israel, in verskillende areas daar, bietjie Turkye se kant toe, né? So dit kom uit verskillende tye, verskillende plekke. So nou wil ek by my punt kom. As ons nou gesukkel het om 'n paar mense een storie te vertel, ons praat dieselfde taal, ons leef in dieselfde tyd en ons leef in dieselfde dorp. En dit is nogal moeilik, nee. Hoe dink julle is dit moontlik dat die Bybel oor so lank tyd, deur soveel mense, deur soveel verskillende tale, een storie vertel? Dit is nogal moeilik, nee, om dit so te kry. En hoekom is dit so? Wie is die skrywer van die Bybel? Dis God. Nee, dis net God. En hoekom ek dit so gedoen het, is dat jy kan verstaan, hierdie klomp skrywers, en baie van die Ou Testamentiese goed, het hulle nie gesit en geskryf soos 'n boek nie. Die ouens het geskryf wat hulle beleef het en wat hulle ervaar het van God, en later het hulle hierdie klomp goed bymekaar gesit, en toe maak dit 'n storie. So ons kan duidelik sien dat God die Bybel geskryf het. Nee. Nou, hoekom is die Bybel geskryf? Hoekom dink julle is die Bybel belangrik? Yes. Om ons te vertel van God. Om ons te vertel van God. Kyk, wat leer hy ons van God? Weet julle wat beteken openbaring? Openbaring is om iets wat jy nie geweet het, bekend te maak. Okay. So die Bybel, ons sê die Bybel openbaar God, so die Bybel maak God bekend. Okay? Hy leer vir ons wie God is. Ek kan elke Sondag hier kom praat, né? Hoe gaan jy God die beste leer ken? Deur die Bybel. Deur die Bybel. Okay. Jy gaan die Here, liewe Jesus, die manier wat hy is, die beste leer ken deur die Bybel. As jy homself lees. Nee. Ouers, dit is hoekom dit belangrik is dat ons saam met ons kinders Bybel lees en met ons kinders praat daaroor. Want hierdie is die primêre bron hoe ons die Here leer ken. En dit wat ek vertel en dit wat ek kom preek, dis my siening van God, nee. En dis belangrik dat jy die Bybel lees, dat jy kan sê, is dit wat ek sê betroubaar of nie. Jy moet dit aan iets kan toets. Okay, wie het julle Bybels hier? Okay, haal gee jou Bybel uit. Wie gebruik elektroniese Bybels? Daar, okay, Elana, nog? Daarbo. Ekskuus, ek besef nou, julle kan my dalk nie so lekker sien die hele tyd nie, veral as ek beweeg. Wie gebruik elektroniese Bybels daarbo? 'n Paar. Ek het ook baie meer begin elektroniese Bybels gebruik, en toe begin ek agterkom, ek sukkel om die boeke in die Bybel te kry. Want nou is ek nie meer gewoond om boeke te soek, so ek kan nie onthou wat staan waar en wat staan voor wat nie, veral wanneer dit kom by kleiner profete en die briewe aan die agterkant van die Nuwe Testament, nou raak dit moeilik om dit te kry. Dan kom ons kyk gou, wie kan vir ons psalms kry in die Bybel? Jessie, okay, wag, psalms is dalk bietjie maklik, want dit is te groot. Okay, kom ons gaan 'n ander boek draai. Kom ons sê, wie sal vir ons Johannes kry? Eers een wat Johannes het, steek jy hand op. Dan nie, klaar, okay, hier so ook. Okay, ek moet seker maar begin switch uitdeel, nee, anders, nee, van ander. Okay, wie het nog, jy hom gekry, né? Okay, wie was met psalms eerste?
Ja, ek het sien, jy het ons sommer oopgemaak by Psalms. Daar sê. Alright. Hoe soek ons boeke in die Bybel? Wat is die maklikste manier? Kyk gou voor in jou Bybel. O, jy, okay. O, my net ook. Okay. Dit is nie eintlik wat ek in gedagte gehad het nie. Okay, party Bybels het sulke vingerdrukke, né? Dan soek jy hom in die vingerdrukke. Maar wie se Bybel het nie sulke vingerdrukke nie? Okay, so hoe soek jy hom nou? As hy staan op 'n wysie vir hulle. Voor in jou Bybel is daar so 'n inhoudsopgawe. sien julle? Okay, en langs die inhoudsopgawe is daar 'n bladsynommer. sien julle dit? Okay, so as jy 'n boek soek, né, as ek sê Johannes, julle gaan nou moet bietjie leer wat is in die Ou Testament en wat is in die Nuwe Testament. Dan gaan jy daar, dan soek jy Johannes en dan kyk jy op watse bladsy is hy. Op watse bladsy is daar by jou? Nee, dis 1 Johannes en 2 Johannes en 3 Johannes, daar soek die evangelie. Okay, 1155. Okay, op myne is hy bladsy 133. En dan gaan jy na daai bladsy toe. Daar is hy. En dan kry jy die begin van hom. En dan moet jy maar net die hoofstuk soek. Okay, is dit maklik? Ek dink is meer vir die kleiner kindertjies, nee. Gaan julle dit so kan kry? Alright. Nou, moet ek net onthou waar is ek nou en wat wil ek sê? Okay, so wat het ons nou geleer? Ons het geleer, die Bybel het 'n baie lang verhaal deur baie mense geskryf oor baie lang tydperke, verskillende plekke in die wêreld, verskillende omstandighede, deur verskillende mense. Wie of wat se werk het hierdie mense gedoen, hierdie skrywers? Wie was hulle? Wie wil raai? Of was 'n visserman? Nog? Saul? Okay, Saul is 'n karakter, maar hy het nie geskryf nie. Wat se beroepe het hulle gehad? Wat se werk het hulle gedoen? Visserman? Wil jy sê? Het ek hier antwoord gehoor? Wie wil hierdie kant raai? Wil jy raai? Nie? Okay. Bakkers. Ek is nie seker, ek dink hy was 'n bakker nie. Daar was 'n sê maar 'n boer, nee, skaapwagter. Ja, nog? Houtwerkers. Okay. Skrynwerkers dalk, ja, okay. Ja? Sy steek 'n handjie op, maar ek dink sy is meer geïnteresseerd na bottel. Dokter, ja? Konings. Okay, so julle kan sien van skaapwagters tot konings, priesters, wat nog? Nee, julle kan sien dis verskillende beroepe en elke ou skryf op sy manier. En wie was die karakters? Noem 'n paar karakters. Johannes, wie het nou nog sê Saul? Nee, Saul, wie nog? Noag. Paulus. David, ja. Thomas. Jonathan. Jonathan is die Afrikaans, ja. Jonathan. Nog. Het julle gesien dat hierdie karakters het baie foute? Het julle dit gesien? Wat was Dawid se fout? Miskien is Dawid bietjie dodgy. Kom sê, wat was Thomas se fout? Thomas het getwyfel, né? Nee? Okay, Gideon, wat was Gideon se fout? Gideon was bietjie bang. Onthou jy, hy het weggekruip. Is ek bang vir die karakters, weet ek hier. Moses, wat was Moses se probleem? Woede, ja, hy het baie woede gehad. Hy kon nie lekker praat nie, onthou julle, hy het gesê hy kan nie praat nie. Nog, wie's karakters met probleme? Jonas, ongehoorsaamheid, ja. Jona, nie Jonas nie. Ek het sê Jonas, maar ja, ongehoorsaamheid. Wie nog? Ek kyk, waar is ek? Abraham,
Ja, Abraham het dalk ook so 'n bietjie aangejaag. Hy het gejok ook. Adam en Eva, ja, hulle het aangejaag, né? Elia het bietjie gelei aan depressie, né? Nie dat ek sê nie is 'n slegte punt nie, depressie is 'n siekte. Kom ons kyk wie nog. Okay. So hoekom vertel Jesus of God vir ons die verhale? Waar is ons? Okay. Hoekom vertel God vir ons van mense met hierdie foute? Hoekom dink julle? Hoekom vertel hy vir ons van Dawid se foute? Wag, ek kan nie lekker hoor nie. Dat ons uit hulle foute uit kan leer, ja. En so wie's baie keer 'n bietjie bang? Okay, so ons kan bietjie as ons Gideon se verhaal lees, dan kan ons verstaan waarvan Gideon praat. Nee, waardeur Gideon gaan. Wie is sukkel om voor mense te praat? Daarso, okay. So ons kan bietjie iets leer uit Moses se verhaal, nee. Wie's ongehoorsaam? Skalk en Karel moet net bietjie daar agterop opsteek daar. Nou, is interessant dat nou steek niemand hulle hande op nie, né? Ons is maar almal baie keer bietjie ongehoorsaam, né? Weet julle hoekom vertel die Here vir ons hierdie stories? Die Here steek vir ons niks weg nie, né? Hy vertel nie vir ons van hierdie perfekte mense in die Bybel en almal is so perfek en almal is helde en ons lees die Bybel en ons is nie helde nie. Ons het sonde en ons doen verkeerde goed en ons streef verkeerd op. Vir die Here is dit belangrik dat ons weet, dis normaal, nee, dis wie ons ook is. Nee, as ek die Bybel lees, dan vertel dit vir my van karakters met wie ek kan assosieer, nee? Ouens wat se verhale amper klink soos myne, nee. En die rede daarvoor is dat ons kan leer, wie het nou nog gesê, ons kan leer uit hulle verhale, dat ons kan weet, God is ook met ons op pad, nee. Die Bybel is 'n getuienis van God se verhaal met mense. Dis nie mense se verhaal nie, nee. Dis nie my verhaal nie, dis nie jou verhaal nie, dis God se verhaal. En hierdie mense speel almal 'n rol binne in God se verhaal en vandag nog. Okay, so God is nou nog besig met 'n verhaal en jy is net 'n deeltjie daarvan. Okay, so iewers het die Here vir jou 'n plan. Wil die Here met jou ietsie doen? Okay. Nou is jy dalk bang, of jy is bang vir mense te praat of jy is stout. So nou is dit belangrik dat ek die Bybel lees sodat ek kan weet waarheen God ook met my op pad is. Nee. Stem julle saam? Nie saam. Stem julle saam? Okay. So, wat is die belangrikste ding in die Bybel? O, wag, hoorie, ek het nou 'n hele stuk geskiep hierso. Is Linka. Nee. Linka. Of nee, ekskuus, Lianay. Of Lianay, ja. Waar is Lianay? Ekskuus Lianay, kom gou vir vorentoe en is dit Kara, né? Dankie Kara. Okay, ek sien op tyd hardloop uit, ek gaan roer. Okay. Hulle gaan gou vir ons Psalm 1 lees. Nee, is nie 'n lang gedeelte nie. Nou wil ek hê julle moet gou luister. Wat sê Psalm 1? Okay, oor die Bybel. Wat sê die Psalm vir ons oor die Bybel? Lianay. Okay, Lianay staan jy vir my hier en Kara, né? Okay. As dit nou kan julle. Ekskuus, ek vergeet vir die mikrofoon. Lees gou vir ons daar. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamstaan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is 'n skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek het in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik,
Die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Okay. Wat sê die Bybel vir ons? Of hoekom lees ons die Bybel? Hoekom is die Bybel belangrik? Dit gee vir ons raad, Okay. leer vir ons lesse. Ja, lei ons op die pad, né? En Liana, hoe vergelyk ons soos wat jy nou gelees het daar? Soos 'n boom, né, wat by 'n rivier staan. Hoekom is dit belangrik? Okay, ek is jammer, ek sit jou nou op die spot. Okay, die Psalm vertel vir ons dat as ons die Bybel lees, dit is soos 'n boom wat by 'n rivier geplant is, né? Hy's altyd groen en hy dra altyd goeie vrugte, né? So die rivier voed die boom, net so voed die Bybel ons. Okay, dankie. Ek gaan nou Moya. Moya gaan vir ons vorentoe kom. Ek gaan julle gou-gou vertel en ek gaan nou hiermee afsluit, né? Daar was 'n soldaat gewees wat oorlog toe gegaan het en toe is hy daar eendag in die oorlogsveld en toe is dit donker die nag en hy was toe baie bang. Okay? En toe kon hy nie sy Bybel lees en wat het hy toe gedoen? Hy het gebid en wat nog? As jy nou die Bybel kon lees nie, toe hy 'n kind was, het sy ma en sy pa vir hom geleer wat Psalm 23 is. Ken julle Psalm 23? Die Here is my herder, né? Nou, Moya gaan vir ons die Here is my herder lees en dan kan ek vir julle huiswerk gee. Nee. Okay. Kan ek vir die ouers huiswerk gee? Okay. Dis huiswerk vir die ouers. Dis 'n skroef. Huiswerk vir die ouers. Hierdie week gaan julle kinders help om Psalm 23 te leer, dat hulle hom uit hulle kop uit kan sê. Eendag as hulle soos hierdie soldaat is wat nie 'n Bybel by hom het nie, dat hulle ten minste Psalm 23 uit hulle kop uit ken. OK. En dan nie volgende week, die week daarna. Volgende week is ek nie preek ek nie. Die week daarna gaan ons vra dat julle dit uit julle kop uit kom sê. Een of twee van julle. Is dit 'n deal? Gaan ons dit doen? OK. Moya gaan vir ons Psalm 23 lees. Julle moet hom mooi luister en dan gaan julle hom leer hierdie week. Dankie Moya. O, jy kort weer 'n mikrofoon, skus. Dankie Janie. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paai. Terwille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want die U is by my. Dit is U staaf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here, tot in die lengte van dae. Baie dankie Moya. Dankie. OK, gaan julle hom leer? OK, dit is nie so lank nie, né? Gaan julle met julle kop uit kan leer. OK. Wie's boeties en sissies hier? OK. Gaan julle dit saam leer en dan gaan julle saam kom sê. Is dit reg? OK. Nee. Nee, van hulle sê nee, van hulle sê ja. Ek dink dis 'n goeie challenge. Ek sal volgende week sal ek kom ons sê 3 kinders, nie volgende week, die week daarna wat Psalm 23 moet opsê. Gaan dit te veel tyd vat van die diens. Ons gaan kyk hoe gaan ons dit doen, okay? En dan gaan ek vir elkeen 'n slap kry. Is dit reg? Okay. Alright, 'n slap vir elkeen wat die Psalm 23 uit sy kop uit kan sê. Nou gaan ek gou vra vir die matrieks om gou vorentoe te kom. En Debbie, ek het jou nou gesien. Daar's Debbie. Ek hoor maar hulle bou matriekseuns anders hier by julle, né? Kom staan by. Dis 'n groot man, hoeveel is ons? 2, 4, 6, 7. Sy. Dan die Debbie gaan vir julle so geskenkie uitdeel. En dis nou vir die eksamens, né, wat voor lê. En dan gaan ek vir julle gebed doen saam met die kinders, né? Kom, dankie Debbie. Kan ek jou afdra?
is hier nog een. Is nou. Okay, alles. Okay, kom ons staan so. Gemeente, ek wil vra, kom soos in 'n bid. Julle onthou laasweek wat julle julle hande so uitgesteek het, kom steek dit maar uit na die matrieks toe ook. En dan bid ons vir julle eksamens, wat nog? Nog iets waarvoor ons moet bid? Niks? Nee. Okay. Niks. Okay. Alright. Kom ons net ons oë en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons so as 'n groep gelowiges saam kan kom en saam U naam kan aanbid en saam 'n geloofsreis saam met U kan reis. Ons dankie dat ons U woord het wat vir ons kan wys hoe om te lewe voor U en U teenwoordigheid, dat ons kan weet dat die Bybel het nie sommer net uit lug uitgeval nie, maar as 'n lang pad met baie verhale, met baie mense wat baie dinge deurgegaan het. En dat dit juist daarom is wat dit vir ons waarde het en dat ons kan leer ken wie U is en hoe U is. Ek wil bid vir elkeen van hierdie kindertjies dat U vir hulle honger gee vir die woord, bid vir hulle ouers, vir wysheid en insig om hulle kinders daarin te lei, en dan besonder ook vir hierdie klomp matrieks, Here, wat nou hulle eksamens ingaan. Ek bid vir hulle vir kalmte en vir rustigheid, en dat U hulle sal beloon vir die werk wat hulle insit, en dan ook vir die pad vorentoe vir hulle. As hulle klaar maak met skool, groot lewensbesluite wat ons moet maak, om gehoorsaam te wees aan U en die pad wat U hulle lei, en ons vra dat U die pad saam met hulle sal loop, dat hulle altyd aan U verbonde bly, dat hulle U altyd sal dien, en dat hulle geliefdes en families vorentoe ook saam die vreugde van aanbidding van U kan beleef. En mag hulle, en hierdie klomp jong kindertjies wat hier sit, mag ons altyd U aanbid en U naam verheerlik. Amen. Nou wil ek die kinders nooi. Wil julle sommer hier voor kom staan? Kom staan, ons gaan 'n liedjie sing, né? Lees jou Bybel, bid elke dag. Die matrieks gaan ook hier so staan. Dan gaan julle saam met ons dit doen, né? So as ons sê, ken julle die liedjie? Julle ken die liedjie, né? Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. OK. Hoe gaan ons maak? Gaan jy so, maar jy is die langste, so jy moet vir ons wys groei. Nee. OK? Gaan julle dit doen, hè? As sê lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, maak ons groei. En as jy dit nie doen nie, dan krimp. OK, is dit reg? Gaan ons dit doen? OK. Kom draai so dat julle julle staan voor daai kamera vir die projektor, kom staan bietjie die kant toe. So kom skuif in. Kom nog. So julle gaan omdraai. Kyk, kan julle sien? Kom. Hier is 'n groot gat hier, so julle hoef nie bang te wees nie. Kom staan hier so. Die matrieks gaan vir julle niks maak nie. Kyk, kom staan naby. Hulle gaan vir julle wys hoe om die danse te doen. Kyk, dankie Andre. Lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En jy sal groei. En jy sal groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid. Los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp. En jy sal krimp.
En jy sal krimp, krimp, krimp. Los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. Skus, ek sing nie oor 'n mikrofoon nie. Want ek sê altyd niemand kan die Here aanbid as ek in die agtergrond sing nie. So daar sê gaan jy sommer vir my die mandjie vat en dan kan jy dit so uitdeel en dan gaan jy vir my so vat en dan kan jy vir die ander uitdeel. Jy moet afkom daar asseblief. As hy deel so vir mekaar net uit dat almal kry. Ek het enetjie vir daai seentjie gee dat hy vir sy boetie vat dat hy gaan sit. Gaan gee vir Skalkie. Dankie, gaan. En dan as jy 'n sweetie gekry het, kan jy gaan sit. En dan gaan ons nou die Here dien met ons offergawes. Dankie. Vader, ons dankie dat ons die voorreg het om U te kan dien met ons hele lewens, om ons lewe as 'n offergawe vir U te kan gee. En ons dankie ook dat ons U kan dien met ons finansies en hoe U vir ons voorsien, hoe ons ook daaruit weer teruggee. Teruggee vir die koninkryk en vir U werk. Mag ons hierdie finansies as 'n gemeente gebruik om U koninkryk te bou, siele te red en dan ook daar waar nood is, ook daar te verlig. En mag ons met ons hele lewens U verheerlik. Amen.